Ons liefdevolle Hemelse Vader, Here, ons het vanoggend na U huis opgekom, omdat ons 'n afspraak met U het. Here, ons het na U huis opgekom, omdat ons graag aan U wil raak in hierdie uur. Here, ons het na U huis opgekom, om 'n seën te ontvang. En ek vra nou dat U hierdie uur sal toetrek met U kosbare bloed en dat U naam groot gemaak sal word. Amen. Broers en susters, ek vra dat U sal saam blaai na Rigter 16. Ons gaan so 'n paar verse lees, Rigter 16 vers 4 tot 22. Rigters 4 vers 16 tot 22. Rigter 16 4 tot 22. Vanaf vers 4. Daarna het hy 'n vrou in die dal Sorek liefgekry wie sy naam Delila was. Toe kom die vorste van die Filistyne na haar op en sê vir haar: "Haal hom oor en vind uit waardeur sy krag so groot is en waardeur ons hom kan oorweldig en hom kan bind en om hom te bedwing, dan sal ons jou elkeen 1100 sikkel silwer gee." Toe vra Delila vir Samson: "Vertel my tog waardeur jou krag so groot is en waarmee jy gebind kan word om jou te bedwing." En Samson sê vir haar: "As hulle my bind met 7 vars lyne wat nie uitgedroog is nie, dan sal ek swak word en wees soos 'n ander mens." Daarop het die vorste van die Filistyne vir haar 7 vars lyne gebring wat nie uitgedroog was nie, en sy het hom daarmee gebind. En terwyl haar spioene in die kamer klaar sit, sê sy vir hom: "Die Filistyne op jou, Samson." Toe verbreek hy die lyne soos 'n vlasdraad breek as dit vuur ruik, maar sy krag het nie bekend geword nie. Toe sê Delila vir Samson: "Kyk, jy het my bedrieg en vir my leuns vertel. Vertel my tog waarmee jy gebind kan word." En hy antwoord haar: "As hulle my stewig vasbind met nuwe toue waarmee geen werk gedoen is nie, dan sal ek swak word en wees soos 'n ander mens." Toe het Delila nuwe toue geneem en hom daarmee gebind en vir hom gesê: "Die Filistyne op jou, Samson," terwyl die spioene in die kamer klaar sit. Maar hy het dit soos 'n draad van sy arms afgebreek. En Delila sê vir Samson: "Tot nou toe het jy my bedrieg en vir my leuns vertel. Vertel my waarmee jy gebind kan word." En hy antwoord haar: "As jy die 7 haarvlegsels van my hoof met die weefsel saam invleg." Sy druk die toe vas met die pen en sê vir hom: "Die Filistyne op jou, Samson." En hy het wakker geword uit sy slaap en die weefpen met die weefsel uitgeruk. Toe sê sy vir hom: "Hoe kan jy sê, ek het jou lief, terwyl jou hart nie met my is nie? 3 maal het jy my nou al bedrieg en jy het my nie meegedeel waardeur jou krag so groot is nie." En omdat sy hom met haar woorde aldaar gepers en by hom aangedring het, het hy so ongeduldig geword dat hy kon sterf. En hy het sy hele hart aan haar bekend gemaak en aan haar gesê: "Daar het nooit 'n skeermes oor my hoof gekom nie, want ek is 'n Nasareër van God, van my moederskoot af. As ek geskeer sou word, sou my krag van my wyk en ek swak word en wees soos al die mense." Toe Delila sien dat hy sy hele hart aan haar bekend gemaak het,
laat sy die vorste van die Filistyne roep en sê, kom hierdie keer op, want hy het sy hele hart aan my bekend gemaak. Toe kom die vorste van die Filistyne na haar op, en hulle bring sommer hulle geld saam, en sy het hom op haar skoot aan die slaap gemaak, en 'n man geroep, en die 7 haarvlegsels van sy hoof afgeskeer, en sy het begin om hom te bedwing, en sy krag het van hom gewyk. Toe sê sy, die Filistyne op jou, Samson, en toe hy uit sy slaap wakker word, sê hy, ek sal vry uitgaan soos die vorige kere en my losruk, want hy het nie geweet dat die Here van hom gewyk het nie. Daarop het die Filistyn hom gegryp, sy oë uitgesteek en hom afgebring na Gaza en met koperkettinge gebind, en hy moes maal in die gevangenis, maar die hare van sy hoof het weer begin groei, sodra dit afgeskeer was. Die teks, die kernteks is vers 20, toe sê sy, die Filistyne op jou, Samson, en toe hy uit sy slaap wakker word, sê hy, ek sal vry uitgaan soos die vorige kere, en my losruk, want hy het nie geweet, dat die Here van hom gewyk het nie. Goeiemôre geliefdes, baie welkom hierso by ons erediens. Adel, hoe gaan dit daar met André? Is dit, so dit gaan nou 'n bietjie beter, né? Goed. Almal vra wat kan kniel om saam met ons te kniel vir die hoofgebed. Onze liefdevolle hemelse Vader, wat 'n voorreg om vanoggend weer hier by u huis te kan wees. Ons prys u naam, Here, want u is 'n God wat altyd getrou is, altyd regverdig is. U is nie net die skepper nie, maar u is ook ons herskepper en ons dank u daarvoor. Here, ons het so baie versoeke gehad vanoggend in die biduur. Daar is baie stil versoeke en ons dra dit alles aan u op, Here. En ons vra dat u baie naby aan elke een van daardie persone sal wees. Ons dink ook aan André wat siek geword het en ons vra dat u naby aan hom ook sal wees, Here. En gee vir hom weer krag dat hy beter sal voel vandag. Here, so is daar baie van ons ander wat ook siek is. En ons vra, Here, dat u sal intree en dat u sal help. Want ons kan nie sonder u gaan nie. Ons dink aan ons kinders, Here. Die duiwel is so besig in hierdie tyd om ons kinders en ons jong mense weg te kry van u kerk af. En ons vra dat u naby aan elke ene van hulle sal wees. Ja, Here, ons dink aan Willemore. Ons wil Willemore aan u opdra. En ons sien al die dinge wat hier so gebeur ook. Ons sien nie hoe dat hulle besig is om die jong mense te verlei. En Here, ons vra dat u Heilige Gees in hierdie jong mense se harte sal praat, dat hulle sal besef waarmee hulle besig is. Vader, ons het u Heilige Gees so nodig, soos nog nooit tevore in ons lewens nie. En ons bid dat u Gees sal stuur en elke een van ons sal aanraak, Here, dat u ons sal verander, dat u in ons harte sal praat en dat u ons verstande helder sal maak in hierdie tyd wat ons inlewe. Vader, ons dink ook aan Broer Miek vanoggend wat vir ons die boodskap gaan bring. En ons vra dat u naby aan hom sal wees en dat u deur hom tot ons sal praat. En dat u vir hom ook krag en sterkte sal gee. Here, vergewe ons tekortkominge en wil u vir ons verder lei en wil u nou hierdie diens oorneem. En ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar ons bid dit alles net in die naam van Koning Jesus. Amen.
Vader, ons sê weer vir U dankie vir die voorreg wat ons het om nog te kan gee. Ons vra dat U dit sal neem en sal seën tot eer en verheerliking van U naam in Jesus naam. Amen. Die kindertjies vorentoe kom, ek verstaan daar gaan 'n storie vir julle wees. Môre, hoe gaan dit met julle? Gaan dit goed? Hoorie, ek wil gou by julle hoor. As dit nou swaar gaan daar by die huis en ons het nou nie altyd genoeg kos nie. En mamma pak vir jou een toebroodjie in. En jy kom daar by die skool. En daar's 'n maatjie wat nie sy kosplig is leeg. Gaan jy vir hom jou toebroodjie gee? Gaan jy? Almal. Of gaan jy dink, maar ek het hom gisteraand laas geëet. Gaan ek my toebroodjie maar hou vir myself? Gaan jy hom vir jou maatjie gee? Die kinders is mooi geleer. Hulle sê hulle gaan hulle toebroodjies deel met die wat nie het nie. Ek wil vanoggend vir julle 'n storie vertel van 'n soldaat. Jare terug. Hy het gekom met sy perd laat die aand. Hy het vroeg die oggend begin ry na 'n sekere dorpie toe, baie klein dorpie, kleiner as wat Willowmore is. Toe hy sterk skemer, die son was amper heeltemal onder. Toe hy daar aankom, toe is hy moeg en hy's honger. En hy klop hier in die eerste huis. En die mense loer so deur die venstertjie. Kan ons jou help? Hy sê, ek is honger. Het julle nie vir my iets om te eet nie? Nee, ons het nie. Ek is moeg. Het julle nie vir my slaapplek nie? Nee, ons het nie slaapplek vir jou nie. En so het hy van huis tot huis gegaan om te probeer om 'n plekkie te kry om te rus en miskien ietsie om te eet. Maar niemand wou hom help nie. En hy besluit toe. Hy stop met sy perd en hy haal uit die sak uit van die perd, haal hy 'n groot sak, 'n groot pot. Hy haal 'n pot uit en hy het besluit, hy gaan nou maar klipsop maak. Sop maak van 'n klip. En hy het hierdie die houtjies het hy hier om die pot gesit. En hy het hout hier om die pot gesit. Weet jy wat? En hy het die hout aan die brand gesteek sodat die pot lekker kan warm word. En hy het nie water gehad nie. En hy het in sy sak gegrou en hy het nog so bietjie water gehad en hy het in die pot bietjie water ingegooi. En hy het gekyk en hy het 'n klip gevat en hy het die klip in die pot gesit en hy sê, nou gaan ek klipsop maak. Dink jy 'n klipsop is lekker? Nee. En die water het begin borrel. En van die mense het so gekyk, wat maak hierdie man?
En van die kinders en van die mense in die huise het nader gekom en gedink, hierdie ou ly miskien aan bomskok, ons weet nie. En terwyl hierdie water so kook, buik hy af en hy gaan en hy sê, maar hy het nog so bietjie kry hy en miskien sal dit die klip se smaak bietjie verander, bietjie sout, hy gooi sout in. En hy sê, weet julle wat? Miskien sal hierdie klipsop beter proe as ons 'n eie het. En iemand hardloop en dan gaan haal 'n eie. Is daar iemand wat 'n eie het vir ons? Is daar net een ei? Hierso van 2 huise af kry ons eie. Yes, en nou gaan hierdie sop bietjie baie beter proe. Ons sit hierdie eie daarin en hierdie eie braai saam met hierdie klip. En dit ruik so lekker. En dan kom al hoe meer mense om hierdie pot staan en kyk wat gaan hierdie ou maak. En iemand sê, miskien 'n aardappel. As ons 'n aardappel het, miskien gaan dit dalk beter proe. En daar kom van die huise af kom daar mense en hulle gee elkeen 'n aardappel. Jo, en die oom skop toe die pot om. Maar gelukkig het niks uitgeval nie. En hy vat hierdie aardappels en sy sit dit daar in die pot. Nou is dat er allemaal 'n bietjie meer, né? Ja, en dit ruik so lekker. En hy het sy lepel daar uit. En hy begin, en hy roer. En hy sê, hy wonder of daar nie nog iets kort nie. En van die mense het gehardloop huis toe, en hulle het van hulle ouers geroep en gesê, ma, pa, oom, tannie, kom kyk wat maak hierdie man. Hy maak klipsop. En iemand het nog iets gebring. 'n patat. 'n patat. Hier's nog 'n tannie wat 'n patat bring. Ja. Nou begin hierdie pot kook. Mense, en dit ruik lekker. Ruik julle al hoe lekker ruik dit? En nou begin hierdie klipsop al hoe meer en meer raak, né? En hy het so gekyk en hy sê, miskien is daar 'n pampoen. Is daar iemand wat 'n pampoen het? 'n Pampoentjie? Nee. Seker sê die pampoen gaan te sag kook. En toe vra hulle, is daar iemand wat 'n wortel het? Is daar iemand wat 'n wortel het? Niemand. Daai kant. Dennis, jy het amper die wortel vir die skape gaan gee. Hier's 'n wortel. Mense, nou het ons 'n pot sop, groentesop. En hy het hierdie pot gekook en hierdie pot het so lekker geruik. En die mense en die kinders het kom staan. En toe hierdie pot nou klaar is, toe deel hy hierdie sop met elke een wat opgekom het. Almal het bygedra. En hulle kon daai aand met vol magies gaan slaap. En die les wat ons hieruit leer is, dat ons met die min wat ons het, moet ons met ander deel. Die min wat ons het, moet ons met ander deel. En dit gaan nie net oor kos nie, dit gaan ook oor die evangelie, die woord van die Here wat ons het, moet ons met ander deel. Dankie, julle kan maar gaan sit. Broers en susters, toe ek
nou hier voor staan, toe dink ek, die eerste keer toe ek hier voor staan in Woolery Park, ek dink toe was ons maar 12 mense in die kerk. En ek wil net vir julle sê dat Willowmore werklik geseënd is om soveel lidmate te hê, om op te kom, om na die woord van die Here te luister en om julle afspraak met die Here na te kom. Kom ons sluit net ons oë. Here, ek wil vanoggend vir u vra dat ek sal verdwyn soos mis voor die son, Here, maar dat u sal besit neem en dat die woord wat ek gaan bring, wat u op my hart gelê het, al is dit net vir een persoon vanoggend, Here, dat u ook daardie persoon se hand sal vat en dat daai persoon saam met u sal loop op die nou weg. Ons bid dit in u naam. Amen. Broers en susters, die tema van vanoggend se boodskap is wanneer ons met sonde flankeer. Ons staan vanoggend stil by sonde. Soos al baie in die verlede gesê geword het, word sonde nie altyd ernstig opgeneem nie. Die korttermyn plesier wat sonde bring, maak 'n mens soms blind. Tog weet ons dat sonde en boosheid geen plek het by God nie. Die unieke verhouding tussen ons en die Here word dikwels uitgedruk in terme van 'n huwelik en daarmee saam 'n liefdesverhouding. Ongelukkig word die afvalligheid van die volk ook dikwels vergelyk met egbreek en losbandigheid. Ongelukkig word die, soos ek sê, ongelukkig word die afvalligheid van die volk ook dikwels vergelyk met egbreek en losbandigheid. Dit bring ons vanoggend by een van die bekendste liefdesverhoudings in die Bybel. In die Ou Testament lees ons van die verhouding tussen Samson en Delila, en op 'n manier het hierdie geskiedenis al die elemente van 'n moderne roman. Daardie element van verbode liefde wat nagejaag word, tog is dit presies hier waar die probleem inkom. Hierdie vermenging met die heidense volk was teen die bepalings wat die Here aan die volk gegee het. Maar ons lees hierdie geskiedenis in die boek Rigters en die deurlopende refrein in Rigters elkeen het gedoen wat reg is in sy eie oë. Verduidelik ook Samson se optrede. Die boek Rigters vertel vir ons van 'n donker deel van die volk se geskiedenis. Omdat die volk gereeld gedoen het wat reg was in hulle eie oë, het die Here hulle telkens oorgegee aan die volke rondom hulle. Dan was daar berou gewees. En dit is gewoonlik gevolg deur 'n rigter wat die volk kon verlos het. Samson is seker een van die bekendste rigters. Maar sy verhouding met Delila word vir ons 'n voorbeeld van die gevaar om met die sonde te speel. Flankeer met die sonde. Samson was die groot rigter. Van voor sy geboorte word aan sy ouers geopenbaar wat hy sal doen. Die gees van die Here werk in Samson en stelselmatig begin hy die Filistyne verslaan. Hy is verseker 'n vors om mee gereken te word,
tussen die Israeliete. Daarom is Samson waardevol vir sy volk. God gebruik hom om verlossing te bring. Maar reeds vroeg in Samson se lewe begin krakies deurskymer. Sien, die sondigheid van die mense oorsaak dat iemand homself gewoonlik vergryp aan mag. Dat iemand die seëning uit die hand van die Here misbruik of selfs bloot weggee. Samson se groot swakheid was vrouens gewees. En dan ook nie vrouens van sy eie stam of van sy eie volk nie. Samson hou van Filistynse meisies. En dit het sy ouers verskriklik ontstel, want hulle onthou die woorde van die engel van die Here en hulle ken die bepalings van die Here. Maar aan Samson is daar geen keer nie. Selfs al is al hierdie verhoudings van Samson rampe, eindig hy uiteindelik op by Delilah. Nou is dit maklik om met 'n sendingsoog na Delilah te kyk, dat Samson se verhouding haar nader aan die Here kan lei. Tog werk die Heilige Gees nie in Delilah nie. Verder is hierdie verhouding van die begin af eensaidig. Ons lees byvoorbeeld nêrens dat Delilah ook vir Samson lief gehad het nie. Nee, anders as Samson bly Delilah getrou aan haar volk. Verder hou sy haar oog op die beloning wat sy beloof is. Sien? Die vraag wat sy vra aan Samson is nie 'n soeke na die Here nie. Hierdie vraag het die doel om Samson in haar mag te kry. Eintlik om hom in die mag van die Filistyne te kry. Sodat hy nie meer 'n bedreiging kan wees nie. Selfs die Filistyne besef dat die krag wat Samson het van God afkom. Daarom weet hulle, as hulle tussen God en Samson kan inbeweeg, sal hy gebind wees. Hy sal geen krag hê nie, maar hulle ken nie die Israeliete se geloof nie. Hulle weet nie hoe iemand aan God gewy word. Samson weet dat die feit dat sy hare nog nooit gesny is nie, aandui dat hy aan God gewy is. Broers en susters, ek wil vanoggend die huwelik as 'n voorbeeld gebruik. Het u al, kom ons dink terug, toe u jonk was, en daar is jong mense, maar ons praat nou, toe u jonk was, en u het verlief geraak op hierdie jong man, of op hierdie jong dame, hy butterflies wat daar was, hy of sy kon niks verkeerd doen in jou oë nie. En dit was lekker geweest om verlief te wees. En so het daai liefdesverhouding gebou, en dit het gegroei, en daar is naderhand 'n ja-woord gevra, en dit is gegee. En beplanning is gedoen, tot daardie groot dag wat u in die kerk gestaan het, en dat u trou beloof het aan hom of haar, voor die Here en voor die gemeente. Het is iets wat gebind was. Iets wat gebind is, wat niemand kan breek nie. Maar dan, na so ruk, ontmoet jy 'n Delilah. Of dit nou hy of sy is, en ek het nie die regte woord vir Delilah vir 'n man nie. Toe ek ek het gehoor Samson, né? Maar kom ons sê,
Nou het jy Delilah ontmoet. En nou spandeer jy 'n bietjie tyd hier by Delilah. En dan gaan jy weer terug huis toe. Maar jou kop sê hier binnekant, Delilah. Môre is jy weer bietjie by Delilah. Miskien 'n bietjie langer. Maar vanaand, wanneer ook al, dan kom jy huis toe. Vrou lief en man lief is by die huis. Alles gaan alright. Daar's niks fout nie. Maar jy begin al hoe meer en meer tyd saam met Delilah spandeer. En jy kom by die huis en alles loop glad. My broer, my suster, jy is vals. Jy is vals. En so het jy meer tyd saam met Delilah begin spandeer. Totdat dit later opeindig in die Hooggeregshof en jy kry 'n sertifikaat wat ek nie wil eers noem nie. Jy kry 'n papier wat sê dit is verby. Want jy het al hoe meer tyd saam met Delilah gegaan. Maar Samson, hy is bereid om met sy geloof te speel. Hy wil bietjie pret hê en flankeer met sonde. Daarom sien ons opbou in sy onthullings met Delilah. Eers is dit snare en toue, maar later kom Samson gevaarlik naby wanneer sy hare in 'n weefstok gewewe word. Tog is Samson in hierdie flankeerder hy so blind, hy sien nie wat gebeur nie. Hy besef nie dat hy telkens in die gevaar is met hierdie speelietjies waarmee hy besig is nie. Wat doen ons soms met ons geloof, broers en susters? Is dit vir ons ook 'n speelietjie waar ons kan kyk met hoe min moeite ons steeds kan wegkom? Waar ons ook maar voortdurend besig is om op die sonde se stoep te speel? Gee die sonde mag oor ons. 1 Petrus 5 vers 8 lees ons dat die duiwel rondloop soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Dit is soos 'n slang hanteer wat 'n giftige slang vang en dan met hom speel. Die risiko bly baie groot dat die hanteerder net 'n oomblikse konsentrasie verloor en gepik word deur daardie giftige slang. Dit is uiteindelik wat met Samson gebeur. In vers 16 verloor Samson konsentrasie en in vers 17 gee hy die sonde die oorhand. Hy openbaar hierdie diep geloofsgeheim, sy lewensgeheim aan Delilah. En op 'n manier is Samson steeds so blind deur die sonde dat hy nie besef wat gebeur nie. Dat al die bepalings van die Here nie verniet was nie, dat verhouding met mense uit ander volke maklik kan lei tot die verval van die Israelitiese volk se geloof. Samson gee soos Esau van ouds sommer sy seëning weg en hy ruil dit nie eens vir 'n pot lentsiesop nie, maar sommer net vir niks. Samson gee vir Delilah die mag oor hom. Nee, vir haar het hierdie mag bloot die waarde van 'n paar kilogram silwer waarvoor sy dit kan verkoop. Hoe naby beweeg ons vandag aan die brullende leeu? Is ons geloof in geloofoortuigings te koop? Het ons al begin verloor in die speletjie wat soms met ons geloof speel? Is verskeie verkeerde oortuigings al so deel van ons lewens dat dit nie meer snaaks is nie? Broers en susters, ek het baie teruggedink toe ek hier met hierdie boodskap voorberei het.
In die jaar 2000 het ek Nelspruit toe getrek, en baie van u sal dit weet, en ek het begin werk op Sabbatdae. Die eerste Sabbat het ek om my skouers gekyk of daar nie iemand is wat my gaan raak sien nie. Die tweede Sabbat was dit al 'n bietjie beter. By die vierde Sabbat, toe kyk ek nie meer om nie. En dit het vir 10 jaar aangehou. Ek het geflankeer met die sonde. Ek het my Here eenkant gesit, en ek het met die aardse dinge besig gewees. Ek het met verkeerde oortuigings deur mekaar begin raak. Het ons op verskeie gebiede in ons lewens alreeds die mag aan die wêreld en aan Satan gegee? Dink maar aan waar gaan soek ons raad vir ons uitdagings vandag. Wat beïnvloed werklik ons keuses en ons optredes? Is dit nog die woord van God? Of is ons besig om rustig te slaap op Delilah se skoot? Die ontnigtering wanneer sonde ons skei van die Here. Die ontnigtering en tragedie is groot in ons teksvers. Vers 20. Toe sê sy, die Filistyne op jou, Samson, en toe hy uit sy slaap wakker skrik, sê hy, ek sal vry uitgaan soos die vorige kere, my losruk, want hy het nie geweet dat die Here van hom gewyk het nie. Samson spring selfvoldaan op en glo hy steeds aan die wenkant van sy speelietjie. Hy dink hy sal sommer weer die Filistyne soos gewoonlik verslaan. Maar hy het nie besef, die Here het hom verlaat nie. Die Here is heilig. Daar is nie plek vir sonde nie. Daarom bring die sonde al reg van die begin afskeiding tussen ons en die Here. Die genade tydperk vir Samson is verby en hy word oorgegee aan sy eie sonde. Hierdie verlosser van Israel het gefaal. Die Filistyne gryp hom en steek sy oë uit. Hy is verslaan en hy's nou letterlik blind. Broers en susters, toe u die dag by hierdie geloof aangesluit het, dink 'n bietjie terug. Toe jy die studies deurgegaan het en jy het hierdie geloof, hierdie waarheid ontdek. En jy's deur die doopwater. En daarvoor in die kerk en voor die gemeente lê jy 'n belofte af. En jy was so opgewonde, die vuur het so erg in jou gebrand, dat jy die wêreld wil omkeer. Jy het geglo. En ek wil vir u lees, en jy het so 'n sertifikaat gekry. Ek gaan nie al die beginsels vir u lees nie. Ek gaan vir u lees, my besluit. My besluit. Omdat ek die geloofsbeginsels wat hierin uiteengesit word, met blydskap aanvaar en begeer, om in sy voetspore te volg, gee ek my lewe geheel en al aan Jesus oor, sodat hy dit in sy genade kan bewaar en met sy Heilige Gees kan versterk. Ek verkies om my met Gods volk te verenig in gehoorsaamheid aan sy gebooie en om lid te word van die 7de dag Adventiste Kerk. Broers, susters, ons het dit gekoester, daai sertifikate. Daar's mense wat hier sit wat seker 50 jaar terug gedoop is. Het jy nog jou sertifikaat? Ja. Dis iets wat jy hou. Dis iets wat jy hou.
Dis 'n belofte wat jy afgelê het. As jy daai belofte verbreek, is daar hartseer. Dis so goed jy skei in jou huwelik. Daar's hartseer. Die wat daar deur gegaan het, weet waarvan ek praat. Hoekom wil jy vir jou hartseer hê om van die een kant te sit en te sê, ek wil nie meer deel wees van die SDA nie. Daar gaan hartseer wees, my broer en suster. Waar gaan jy eindig? Die pad wat, ek was vir 10 jaar wat ek weg was, uit die kerk uit. Die pad wat ek geloop het, om weer hier te kon kom, as dit nie vir die Here se genade was nie, dan het ek nie vandag hier gestaan nie. As dit nie vir gebede was nie, dan het ek nie vandag hier gestaan nie. Maar daar is hoop. In vers 22 begin sy hare weer groei. Ons weet hoe die geskiedenis van Samson uiteindelik eindig. Ons het ook hoop, want die volmaakte verlosser het gekom. Jesus Christus sondig nooit nie. Hy speel nie eens met die sonde nie. Nee, wanneer die duiwel hom versoek, wys hy hom dadelik tereg uit die woord. Daar is by die Here geen geflankeerdery met sonde nie. Daar is Jesus Christus uiteindelik die volmaakte verlosser wat ons kom red, deur sy eie lewe as offer vir ons sondes te gee. Maar Jesus sê, maar Jesus se einde is ook nie so Samson se einde verlore tussen 'n klomp Filistyne nie. Nee, my broer en suster, die graf is leeg. Jesus het opgestaan. Nou kan ons ook uit Jesus oorwinning oor die sonde leef. Nou kan ons, nadat ons deur Jesus gered is, hoef ons nie die mag oor ons lewens aan die bose te gee nie. Ons is nuwe mense wat gered is in Jesus Christus. En 'n geredde mens haat die sonde met alles wat binne in hom is. Deesdae kry ons so baie boodskappe op ons selfone en pamflette wat uitgedeel word en dit is hier, lees net 'n bietjie hier. Daar is 'n nuwe lig, of ek sal nie sê ware lig nie. Daar is nuwe lig wat uit tevoorskyn kom. Daar is sommiges wat oor hulle voete val om daar die pamflette en boekies in die hande te kry en te lees. Dis kwansys, nuwe lig. My broer en suster, jy beweeg daarna toe, maar ek het 'n groot verrassing wag op jou. Net soos dat ons 9 maande of langer sonder beerdkrag gesit het. Load shedding gaan jou tref op in daardie rigting. Daai liggie gaan vervlou. Hy gaan vervlou. En jy gaan jouself in die donker bevind. Terwyl jy nog kan sien, en jou oë nie uitgesteek is so Samson se nie. Draai om en kyk na die ware lig. Gaan keer terug na die ware lig. Dit is waar jou redding gaan wees. Die Here se koms is naby en ons moet onsself regmaak om die Here te gaan ontmoet die dag as hy kom om ons te kom haal op die wolke. Ons kan hierdie boodskap afsluit deur terug te keer na die liefde van Samson en Delila. Soos ons reeds gesê het Delila nie vir Samson lief gehad nie. Dit is presies wat ook met sonde en leë ideologie in die wêreld gebeur. 'n Mens word ingetrek,
Maar dit is nie werklik tot jou eie voordeel nie. Dit is gewoonlik net tot iemand anderster se selfsugtige voordeel. Dikwels moet ons ook ons geloof op die altaar plaas van die wêreld. Dink maar self hoe klein plek die kerk in die samelewing deesdae het. Maar ook in hierdie moeilike omstandighede is die leiding van die Heilige Gees daar. God lei ons steeds om reg en tot sy eer en verheerliking op te tree. Maar hierdie eer en verheerliking sluit nooit die sonde in nie. Daar is geen goeie rede vir 'n gelowige om sonde te doen nie. Daarom moet ons nie eens flankeer met daarmee nie. God sorg vir ons, daarom kan ons elke dag in sy genade leef. Die nagmaal getuig van hierdie besonderse sorg van die Here. En volgende naweek, wanneer u nagmaal gaan gebruik, dink net 'n bietjie terug in u lewe. Maak opnuut 'n besluit. Maak 'n besluit vir die Here. Sorg wat ons eerstens red van die dood, maar ook sorg wat ook elke dag ons versorg met alles wat ons nodig het. Soos daar vir Samson oor as genoeg meisies in sy eie stam en volk was om lief te hê. So is daar ook vir ons meer as genoeg om in die Here lief te hê. Ons hoef nie verlossing iewers anders te gaan soek nie, maar nog meer belangrik is dat ons hierdie verlossing en nuwe lewe moet oppas. Ons moet nie toelaat dat enige iets daarop beslag lê en dit van ons afneem nie. Want die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. En wanneer ons met die sonde flankeer, sal ons uiteindelik die speletjie verloor en sal die sonde skeiding tussen ons en God bring. Kom ons leef eerder uit die genade en seëninge van die Here. Dan kan u en ek met vrymoedigheid sê, daar staan geskrywe. Broers en susters, ek wil miskien sit nie as julle vir ons lied 378 dalk vandag kan opsit. Ek wil die eerste net 2 verse lees ter afsluiting van hierdie boodskap. Die oordeel is hier. Die boeke geopen. Hoe sal ons daardie dag verdra as hy, ons regter en ons Here, van ons rekenskap sal vra? Hoe sal ons staan op daardie dag? Hoe sal ons staan op daardie dag? Sal ons te lig deur hom bevind word, of wag vir ons die blye dag? Hoe sal ons staan in daardie oordeel? Is al ons skuld daar uitgewis? Daar's geen appel as ons verhoor is. Daar's die oordeel klaar beslis. Hoe sal ons staan op daardie dag? Hoe sal ons staan op daardie dag? Sal ons te lig deur hom bevind word, of wag vir ons die blye dag? Broers en susters, ek het gaan vra tot by die vir ons konferensie of ek dit mag doen. Ek wil nie iets doen van vooraf as ek dit nie mag doen nie. En ek het toestemming gekry om dit te doen. En ek het 'n sertifikaatjie laat druk. Die sertifikaat lyk so. Ek weet nie, hy het net weggeraak van my USB stick af, so ek wou hom graag vir julle gewys het, maar die sertifikaatjie lyk so. Certificate of Rededication. As u in u hart voel vanoggend dat u die beloftes wat u gemaak het die dag toe u gedoop is,
Dat u hart opnuut vir die Here wil gee. En dat u daardie besluit nie sal wil heroorweeg nie, maar sal wil 'n stempel opsit en sê, Here, ek glo in jou en ek glo in dit alles wat ek geleer is. U woord is gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde. Dan vra ek vir u om vir u hoofouderling, broer Lou, u naam te gee, en hulle sal u naam op so 'n sertifikaat sit. Deur die hoofouderling sal dit geteken word en deur julle predikant. En dan sal ek glo op 'n goeie geleentheid sal dit aan u oorhandig word. So dit is net as u u hart opreg weer en die wels wil herbevestig. Broers en susters, elkeen van ons dwaal maar 'n bietjie af. Maar ons dank die Vader dat hy daar is om vir ons op te help daar waar ons geval het. Dit maak nie saak hoeveel keer jy val nie. Dit maak saak hoe en met wie jy opstaan. Amen. Dankie broer Miek vir jou boodskap. Kom ons sluit hierdie diens af met 350. 350. Die 350. Onze liefdevolle hemelse Vader. Here, dankie dat u vir ons lief is en dat u vir ons nog kans gee. Here, maar ek wil vanoggend pleit dat u met elkeen van ons harte sal werk, sodat ons opnuut ons lewens vir u sal gee. Here, en dat ons in die regte en die ware pad sal loop. Daar die voetspore van u wat vir ons lei. Here, en daar waar ek afgedwaal het, wil ek vir u vra, dankie vir die vergifnis wat alreeds daar is. Here, wil u my by die hand vat? Ek sien uit na daardie dag om saam met u te wees. Amen.